Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie by die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, asook op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. En ja, kyk sommer gerus na ons boekwinkel hieronder met al die interessante titels wat ons daar aanbied. Een van daai gaan ek ook weer 'n bietjie met 'n paar buitelandse uitgewers gesels om nog vertalings te doen in Afrikaans. En ons sal nie daarvan in kennis stel sodra dit gebeur, maar intussen kan jy natuurlik na ons huidige titels kyk en dalk is daar iets wat jy interessant vind. Nou, vanaand se video gaan oor Britse polisie kies moordenaar bo blanke slagoffer. En moontlik is daar van u wat al gehoor het van hierdie geval in Brittanje wat die afgelope week opslag gemaak het, waar 'n 18-jarige jong man, Henry Nowak, deur 'n 23-jarige Sikh by name Vikram Digwa vermoor is met 'n mes. Nou, ek gaan nou vir julle wys hoe lyk Henry Nowak, die 18-jarige jong man. Nowak is nie eintlik 'n vreeslike Britse van nie, maar miskien is hy van Poolse afkoms, maar in elk geval, hy was 'n Britse burger, en hy is deur hierdie Sikh man, Vikram Digwa, is hy vermoor met 'n mes. Daar is selfs 'n foto van die dolk waarmee Vikram Digwa hierdie jong man vermoor het, hierdie 18-jarige seun eintlik, en dit is ook wyd en suid in Brittanje gepubliseer. Ek sal jy nou wys hoe lyk die dolk, die moordwapen waarmee hy doodgemaak is. So lyk dit. Dis blykbaar 'n seremoniële dolk wat deur die Sikh etniese groep in Brittanje gebruik word, en hulle beskik trouens oor die reg om dit te alle tye aan hulle te dra. Dit is deel van hulle kultuur, is 'n bietjie soos die ou begrip van 'n tradisionele wapen of 'n assegaai in Suid-Afrika. Op 'n stadium in die Zulus moes almal hulle tradisionele wapens gedra, maar toe die ANC hulle doodgeskiet met AK-47's, dis daarso by die Shell House skietery in die vroeë 90er jare. Dis hierdie tradisionele wapens hulle nie vreeslik gehelp nie, maar hierdie arme jong man, Henry Nowak, hy het nie enige wapen by hom gehad nie, en hierdie Sikh het hom eenvoudig aangeval, maar die skande van hierdie hele voorval is dat die polisie intussen ingeroep is, en hierdie jong man, Henry Nowak, was besig om hom dood te bloei, en die polisie het hom hoegenaamd nie gehelp nie. Trouens, hulle het hom geboei daar op die sypaadjie, want die Sikh, Vikram Digwa, het vir die polisie gesê dat Henry Nowak een of ander rassistiese woord teenoor hom gebesig het. En dis was die slagoffer wat aangeval is met 'n mes, in die oë van die Britse polisie, was hy eintlik die dader in hierdie voorval. En dit is wat die geweldige skandaal in Brittanje veroorsaak het. Dit het gebeur daar in die stad Southampton, daar aan die kus, en niemand het eintlik daarvan geweet nie, totdat die hofsaak 'n week gelede plaasgevind het, en Vikram Digwa het wel nie die doodstraf nie, maar 'n lewenslange vonnis gekry vir sy aandeel in hierdie moord, maar ek dink die staatsaanklaer, dit was 'n jury wat hom gevonnis het, en ek dink die staatsaanklaer het vir 'n ligter vonnis gevra as lewenslang, want dit was nie eintlik in sy oë so ernstig, moord is nie so ernstige oortreding nie. En dit het nou tot
'n tamelike opskudding in Brittanje gelei en daar was selfs betogings daaroor. Ek sal nou vir jou 'n foto wys van een van die betogings. Kom ons kyk, ja, hierso is 'n groot betoging. Soos jy kan sien, daar is 'n Britse vlag daar en daar's ook Henry Nowak se naam wat op 'n plakkaat verskyn. En daar was ook onder onsies met die polisie in in Groot-Brittanje, in hierdie selfde plek in Southampton. Ek kan net gou vir u wys hoe dit lyk voordat ek nou verder kommentaar daarop lees. Nou ja, daar het jy dit, die betoging wat plaasgevind het en as ook die, wat sal mense dit noem, die geweldpleging of die onder onsies of die betogers en die polisie wat handgemeen geraak het. En ek sou sê die Britse polisie het nie 'n vreeslik 'n goeie beeld vir hulle self gekweek met hierdie optrede van hulle nie, en dit is tot in die parlement gekritiseer, waar dit ook tot 'n debat gelei het. En van die politici het ook heftig gereageer, veral meneer Nigel Farage. Hy het gepraat van die koue woede wat van hom besit neem, en hy is natuurlik van die Reformparty, en die swart vrou wat hoof is van die konservatiewe party, Kemi Badenoch, sy het weer gesê dat Farage is besig om verdeeldheid in Brittanje te saai met sy verklaring. En dan die eerste minister self, Keir Starmer van die Arbeidersparty, hy het oor die algemeen, ek dink hy het dit so 'n bietjie as 'n tragedie beskou of iets van die aard, maar hy het ook uitgevaar teen die betogers wat volgens hom nie handgemeen met die polisie moes geraak het nie. Dieselfde polisie wat toegelaat het dat hierdie jong man op die sypaadjie doodbloei nadat hy met 'n mes aangeval is. En dit is eintlik die groot skande van hierdie hele voorval, is die optrede van die polisie, want die polisie het blykbaar in Brittanje instruksies om teen blankes op te tree wat hulle aan rasisme skuldig maak. En dis die oomblik toe hierdie Vikram Digwa, dis die blanke jong man wat hy so pas met die dolk bygedam het, van rasisme beskuldig, het die polisie heeltemal hom as die dader beskou en nie die messteker nie. En hulle het hom toegelaat om daar dood te bloei op die sypaadjie, en hy het selfs gesê, ek kan nie asemhaal nie, dieselfde frase wat gebruik is in die FSA tydens hulle 'n beroemde voorval wat ook onluste daar veroorsaak het toe George Floyd deur 'n polisieman met sy knie op sy nek gehad het toe hy beswyk het daarvan, maar hy het eintlik nie van die polisie se optrede beswyk nie, maar van weer 'n oordosis en dwelms. En daarna het Keir Starmer op sy knie gegaan vanweë hierdie voorval in die FSA, in navolging van almal wat toe op hulle knieë gegaan het om respek te betoon vir George Floyd. Maar in hierdie geval het hy nie op sy knie gegaan vir hierdie Britse burger, die jong man van 18 jaar oud, Henry Nowak nie. Nee, inteendeel, hy het eintlik uitgevaar teen diegene wat besig was om daarteen te betoog. En die ding wat my nou opval omtrent hierdie hele voorval, en 'n mens weet ook dat mense op wat sekere dinge wat
op Facebook kwytraak of op X, dat die Britse polisie het 'n hele program om mense te kom opklop tuis vir dinge wat hulle op Facebook gesê het. Daar is nie meer vryheid van spraak in Groot-Brittanje nie. En sulke mense word dan gearresteer en aangekla van haatspraak en wat ook al. Dis hoe dit tans gaan in Brittanje. Ons kan eintlik in Suid-Afrika onder die ANC bewind, kan ons nog taamlik vry voel teenoor die situasie in Brittanje. Maar dit het my opgeval dat die Britte eintlik, alhoewel hulle, daar is steeds 'n groot blanke meerderheid in hulle land is, seker meer as 80% van Britte steeds blank is, alhoewel met die immigrasie wat natuurlik toenemend spoed optel, gaan dit seker nie meer so lank die geval wees nie, maar dit sal nog 'n paar dekades neem voordat die Britte 'n minderheid in hulle eie land word. Maar hulle reageer reeds soos 'n minderheid. Hulle word beskou, die owerheid, en veral hierdie arbeidersregering van Keir Starmer, beskou hulle as 'n minderheid, as mense wat nie oor dieselfde regte beskik nie, en hulle verkies die immigrante, of die mense uit die derde wêreld, die Sikhs en die Indiërs en die Swartes en mense uit Afrika en selfs vanuit die Ooste, hulle gee hulle meer beskerming as die Britse burger, as die inheemse Brit self. Daar word selfs gepraat van hulle praat van two-tier policing, hulle praat van die twee-vlak polisieering in Brittanje, dat die polisie nie meer die blanke burger beskerm nie, maar hom eerder victimiseer, soos in hierdie geval plaasgevind het, waar die polisieman hom geen hulp aangebied het nie. Hy het selfs hom gesê, toe die Henry Nowak vir hom sê, man, ek is met 'n mes gesteek, verskeie kere, ek is besig om te bloei, ek kan nie asemhaal nie. Toe sê die polisieman vir hom, ag nee ou maat, ek dink nie jy is met 'n mes gesteek nie. En toe het hulle agterna, het die polisie ook gesê dat, wel hy sou maar in elk geval gesterf het aan sy wonde, hoekom moes hulle hom help? Dit is dus ontsettende koelbloedige houding wat die polisie in Brittanje inslaan teen hul eie mense, en vandaar dus die woede van hierdie betogers en van die reaksie wat ook op sosiale media natuurlik losgebars het. En ek dink nog iemand wat 'n rol gespeel het om hierdie geval wêreldwyd aan die groot klok te hang, is Elon Musk, want hy het op sy X-rekening ook 'n berig daaroor geplaas, en sodoende het mense reg oor die wêreld bewus geraak van hierdie voorval. Maar dit is regtig kommerwekkend dat daar in 'n sogenaamde westerse land soos Brittanje toegelaat kan word dat 'n jong man op die sypaadjie doodbloei terwyl die polisie langs hom staan, en die polisie is eintlik besig, hulle het hom sy hande geboei. Die moordenaar self is met respek behandel. Hy is nie geboei nie, hulle het mooi na sy storie geluister, en hy het leuns ook vertel, hy en sy suster blykbaar, en hulle het die mes ook probeer wegsteek, en wat ook al. Maar, hierdie jong man van 18, die polisie het hom geboei, terwyl hy besig was om dood te bloei. Is dit nie absoluut skandalig nie? Nou ja, ek het gedink, dis 'n goeie, dis my typerend van 'n baie kommerwekkende neiging in die westerse wêreld, dat veral blankes, en vele mense het daarop kommentaar gelewer, dat veral blankes geviktimiseer word deur die owerheid in soveel westerse lande vandag, en hier in Brittanje het ons nou 'n skreiende voorbeeld daarvan gesien. Nou ja, as jy tot hier geluister het, dankie vir die aandag, en moenie vergeet om na ons boeke te kyk nie, en teken in op die kanaal, en dan volgende keer maak ons weer so. Totsiens.